Goeiemôre broeders en susters, baie welkom by vanmôre se erediens. Wat 'n voorreg om steeds as gelowiges te kan deel in die verkondiging van die evangelie en in die gebruik van die sakrament van die nagmaal in 'n vreemde tyd soos hierdie. Ons vier ook vandag saam met die kerk 3-eenheid Sondag en mag dit vir ons almal 'n geloofsverrykende ervaring wees. Kom ons berei ons voor vir die erediens deur ons toetrederlied saam te sing. Dit is gesang 450 en ons sing daar al twee die strofes. Daarna sal ek die fotum en die seën van die Here uitspreek, waarmee die Here bevestig dat hy ons bymekaar geroep het om hom te verheerlik. Ons lees in Psalm 8 vers 5 tot 7. Wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles aan hom onderwerp. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou gesang 456, al twee die strofes as ons lofsang. Ons skriflesing vanmôre kom uit Genesis 1. Ja, ons begin lees by die begin van God se verhaal met sy skepping en met die mens.
En dan lees ons in vers 1 tot 3. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Van vers 4 af lees ons van God se skepingsritme in sy skepingsplan, van die eerste tot die 5de dag. Lig en duister, hemel en aarde, groenplante, son en maan en sterre, dag en nag, seisoene, seediere en wilde diere op die aarde. Kom ons lees dan nou verder by vers 26 tot aan die einde van hoofstuk 2 by vers 4. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die wakdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groenplante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 6de dag. Die hemel en alles daarin is voltooi, en ook die aarde en alles daarop. Op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk, en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Dit is dan die geskiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle geskep is. Ons lees tot daartoe. Broeders en susters, gelukkig is ons as ons hierdie woord van die Here hoor, dit glo en ook met vreugde leef. Kom ons bid nou saam. Drie-enige God, ons noem U Vader, Seun en Heilige Gees. U is die ewige geheimenis wat ons bemagtig vir die lewe, wat ons toevou in U liefde, wat ons omarm in ons nood en in ons behoeftes, en wat ons insluit in U skepingswerk in hierdie wêreld. U het alles tot nuwe lewe gewek, ook vir ons. Ja, Here, elkeen van ons het 'n roeping en 'n verantwoordelikheid. Enige naam wat ons wil gebruik om U mee te loof en te prys, skiet ver te kort om U goedheid en grootsheid te omvat of te beskryf. Ons kan slegs deur dit wat bestaan sien wie U is, hoe groot U genade en hoe U optree in die belang van die mens wat U geskep het. Daarom bid ons vanmôre dat U ons oë vir 'n volkome kyk sal oopmaak. Dat ons alles sal sien, Here, soos wat dit in die begin was, soos dit nou is, en dat ons ook met 'n geloofsoog sal kan kyk tot in die ewigheid, waar alles geopenbaar sal wees en ons in die volheid van U heerlikheid sal deel. Mag vanmôre se saamwees en erediens, die luister na U woord en die gebruik van U sakrament, ons ook versterk en bemagtig en elke dag toerus met krag om ons roeping te vervul. Ons bid dit
in Jesus Christus se naam. Amen. Broeders en susters, die tema van vanmôre se preek en erediens is die drie-enige God heers en regeer. En God se verhaal van sy heerskappy en sy regering begin by die skepping. Hier waar ons ook vanmôre in die buitelug tussen die bome op die agtergrond van die skyfie bevind. God se verhaal begin by die skepping van alles wat was en wat is en sal wees. By God wat vry en soewerein en volgens sy wil skep, onvoorspelbaar, soos wat hy is, die Vader en die Seun en Gees wil. En God skep op sy tyd. Dit neem 6 dae vir God om sy skepping te voltooi, soos wat hy wil. En voordat hy na sy skepping kyk en sê, dit was baie goed. En dan breek die 7de dag aan. Die dag van rus. Maar die dag van rus is nie 'n dag waarop God passief die skepping aan haarself oorlaat nie, nee. God is op hierdie rusdag steeds skepingsmagtig besig om sy skepping te bestuur en in stand te hou en sy heerskappy oor alles en oor almal te bevestig. En binne hierdie skepingsorde wat God geskep het, kry die mens 'n baie besondere posisie wanneer die mens geskape word. Word geskape as God se beeld en God se verteenwoordiger in die wêreld. En dit was in die vroegste tye die gebruik gewees dat konings, veral in die ver afgeleë plekke van hulle koninkryke, van hulle self standbeelde laat oprig het, om die mense in daardie ver afgeleë gedeeltes te herinner aan wie die koning is, wat ook daar waar hulle bevind, regeer. En nou wonder ek, of ons elke dag besef, dat God ons so as sy verteenwoordigers na die wêreld toe gestuur het, sodat almal in God se wêreld, in God se skepping, in ons en deur ons sal kan sien, dat hy, as die koning van die wêreld, heers en regeer. En God stuur elke gelowige, elke mens, sonder onderskeid van ras of geslag, of ouderdom of persoon. Want elke mens is na die beeld van God geskape. Wat 'n wonderlike voorreg, maar ook wat 'n groot verantwoordelikheid. En dan lees ons verder in Genesis, eintlik in die woord van God se op pad wees as koning en heerser met sy skepping. En dis 'n op pad wees wat bestaan uit aktief handel, beloftes maak, maar ook tye van wag en geduld. En ons as moderne mense hou nie van wag nie. Dinge moet vinnig gebeur want ons is haastig. Maar God se skepingsplan werk anders. Wanneer God vir Moses na die Farao toe stuur om sy volk uit Egipte te bevry, dan moet Israel wag tot al 10 plaae die Egiptenare tref, voordat daardie belofte van bevryding uit Egipte waar word. God se belofte aan Abraham vir 'n nageslag word vir Abraham eers op 80-jarige ouderdom vervul. Want dit is hoe God heers en handel. En so op sy tyd gaan sy plan in vervulling. Wanneer die profete voorspel dat daar 'n Messias sal kom, wat 'n nuwe koninkryk sal vestig en alles sal verander, dan kan die Jode wat onder Romeinse verdrukking leef, nie meer wag nie. Maar op God se tyd verskyn daar 'n engel aan Maria, wat vir haar sê sy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy moet hom Jesus noem. En as Jesus in Bethlehem gebore word, word hy gebore as 'n kind. Dit neem tyd.
As hy begin om sy evangelie te verkondig, dan is daar teenstand teen sy onderrig en teenstand teen sy manier van leef. En hy word onskuldig veroordeel, gekruisig en begrawe. En eers na 3 dae staan hy op uit die dood. En eintlik is daar nog steeds min van 'n nuwe koninkryk sprake. En dan op 'n dag vra Jesus se disippels ongeduldig vir hom: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? En in lyn met God se soewereiniteit en met sy heerskappy, antwoord Jesus: dit is nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. En na die hemelvaart gaan daar nog eers 10 dae verby, voordat die Heilige Gees op almal uitgestort word, en elkeen wat glo bemagtig word, om as God se verteenwoordiger in God se aardse koninkryk te gaan leef. Want dit is hoe God se plan op sy tyd ontvou. En so word God se skepingssirkel eintlik ook voltooi, as ook ek en jy na die wêreld toe gestuur word, om oral in die wêreld waar ons leef, te gaan wys en te gaan vertel wie heers en regeer in hierdie skepping waarin ons leef. En eintlik is dit presies waar ons vandag bevind, in 'n onverwagte en 'n ongekende wagperiode. 'n Nuwe tyd, waarvan ons op hierdie stadium nog bitter min verstaan. Want ons wil almal terugkeer na normaal toe. Maar eers moes ons wag, meer as 60 dae wag, om weer te kon begin werk. Ons wag nog dat skole en universiteite heropen. Ons wag selfs vir die kerk om weer oop te maak. Want in hierdie wagtyd lyk die wêreld anders as dit wat ons gedink het normaal was 3 maande en 6 maande en 'n jaar gelede. Maar broeders en susters, dalk is daar juis in hierdie vreemde tyd vir ons baie meer geleenthede om God se verteenwoordigers te wees, as wat dit was toe ons net Sondag kerk toe gegaan, geluister en huis toe gegaan het. Want God se wêreld lyk nou anders. Daar is baie meer nood. Mense het baie meer behoeftes as wat daar 3 maande en 4 maande en 'n jaar gelede was. Mense het 'n behoefte aan kontak, aan kommunikasie en emosionele kontak, baie meer as voorheen. En ons het dalk nou baie meer tyd om aan mense se emosionele nood te beantwoord deur 'n telefoonoproep of 'n boodskap of elektroniese kontak met 'n dagstukkie of ons digitale eredienste. Dit is nog steeds nie maklik om te wag nie. Maar terwyl ons wag dat hierdie tyd verbygaan, herinner God ons vandag aan al sy beloftes deur die sakrament van die heilige nagmaal. Want die brood en die wyn bevestig dat God heers en regeer, ten spyte van dit wat ons as abnormaal beleef en ervaar. Die nagmaal verseker ons daarvan dat God steeds in sy skepping aan die werk is en dat niks buite sy wil en buite sy almag om gebeur nie. Verseker ons daarvan dat God ons nie vergeet het of ons te vergeefs laat wag nie. Nee, die nagmaal wil ons vanmôre daarvan verseker dat die wederkoms van Jesus Christus elke dag nader kom en nader is as wat dit nog ooit was. Mag die Here ons deur sy Gees versterk
dat ons geduldig sal bly wag en sal aanhou bid. Kom Here Jesus, ja, kom spoedig Heer. Maar terwyl ons wag, kom ons leef as sy verteenwoordigers, daar waar ons in sy skepping bevind. Amen. Kom ons bid. Here God, ons dank U vir U woord, en dat hierdie woord so duidelik tot ons spreek. Ons hoor vanmôre opnuut die opdrag om in hierdie wêreld U verteenwoordigers te wees, sodat die wêreld iets van U heerskappy kan sien en beleef en ervaar in en deur ons, wat as U verteenwoordigers in die wêreld leef. Here, wat is ons, dat U ons sou kies en sou stuur? Maar dankie vir die toerusting en die krag van die Heilige Gees, en dat ons met die krag van die Gees U verteenwoordigers mag wees. U weet, Here, dat dit nie vir ons maklik is om te wag nie. Dit is nie vir ons maklik om te wag op die vervulling van U beloftes, of op die beantwoording en die uitkoms van ons eie gebede nie. Maar nou hoor ons vanmôre weer, dit is hoe U met die mens werk, op U tyd, op U manier, en op die skepingspad, waarlangs U met ons besig is. Here, daarom bid ons in die besonder, in hierdie tyd, in hierdie vreemde tyd waarin ons leef, dat ons geduldig sal wag, dat ons met wysheid en insig besluite sal neem, oor wat ons wanneer behoort te doen, hoe ons lewe vorentoe behoort te lyk, soos wat U dit aan ons sal openbaar, en vir ons sal moontlik maak. Maar dankie dat ons mekaar kan dra en kan ondersteun in hierdie tyd. Daarom bid ons, Here, dat U ons oë sal oopmaak vir mekaar se nood en omstandighede. Dat ons in hierdie tyd van wag elke geleentheid sal aangryp om vir iemand anders iets te beteken. Met 'n boodskap, met 'n woord, met 'n telefoonoproep, met 'n daad van liefde. Mag U heerskappy en U liefde vir U skepping ook deur ons en in ons sigbaar word, wanneer ons mekaar versorg en dra in hierdie tyd. As ons nou gereed maak om die nagmaal te vier, bid ons, Here, dat U ons ook daarvoor sal voorberei. Dat ons bewus sal wees van ons tekortkominge en ons sonde, maar dat ons sal vashou aan en leef uit die belofte, dat die brood en die wyn tekens is van Jesus Christus se verlossing, en dat ons in daardie verlossing vrede en vreugde kan beleef, en met blydskap kan lewe. Lei ons deur U Gees vanmôre, en mag die sakrament saam met die woord in ons lewens 'n verskil maak. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons luister nou vervolgens na die wisselformulier van die nagmaal. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal as een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God
en ons gemeenskap met mekaar. By die nagmaal van die Here is ons saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees self by hierdie feesmaal teenwoordig is, en wanneer ons die brood en die wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf, en staan ons ook saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ook ons hoop op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges, want ons behoort vir ewig aan God, en daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Here van die toekoms. By die nagmaal word die gemeenskap van gelowiges met mekaar ook sigbaar, want ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Daarom moet ons, voordat ons aan die nagmaal deelneem, onsself eers ondersoek en onsself afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde met God en met mekaar te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en ons het daaroor berou. Maar omdat Jesus Christus ons vergewe het, mag ons aan sy sakrament deelneem. Want die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. Wanneer ons hierna van die nagmaal af weggaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sy sorg en sy liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid, ander ook so. In voorbereiding tot die nagmaal, broeders en susters, kom ons bely nou ons geloof met die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons maak nou gereed om die nagmaal te gebruik. Ek glo ons is nou gereed om die sakramentstekens te gebruik. Neem die stukkie brood in die hand en hou dit net vir 'n oomblik so vas. Broeders en susters, die brood wat gebreek is, verseker ons daarvan dat die liggaam van Jesus Christus gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Wanneer ons dit nou eet, verseker dit ons ook daarvan dat God in hierdie tyd van wag tot met die wederkoms altyd by ons is en by ons sal wees. Eet nou die brood. Neem nou die glasie wyn en sap en hou dit ook net vir 'n oomblik in die hand. Hierdie wyn of sap verseker ons daarvan dat die bloed van Jesus Christus uitgestort is tot volkome versoening van al ons sondes. Wanneer ons dit nou drink, bevestig dit God se belofte aan ons, dat hy by en met ons is tot aan die volëinding van die wêreld.
ook terwyl ons wag. Drink nou u wyn of u sap. Kom ons bid saam. Drie-enige God, Vader, Seun en Gees, aan u kom die lof en die eer toe, want u is die koning van die konings en die Here van die heersers. Daar is buiten u geen ander nie. En u is ons Here en ons God, in en deur Jesus Christus, u Seun. Ons dank u, drie-enige God, dat u ons ken, deur en deur. Dat u weet ons is ongeduldig en ons wil nie wag nie. Ons dank u dat u weet ons vergeet so maklik dit wat u vir ons beloof. Daarom dank ons u vir sakramentstekens van die doop en die nagmaal, wat ons op gereelde tye herinner daaraan, dat u beloftes vas staan, dat elke belofte reeds in Jesus Christus vervul is, en dat ons met sekerheid kan wag. Ja, dat ons met sekerheid kan wag op die wederkoms van Jesus Christus uit die hemel, wanneer die volheid van die heerlikheid waarin ons reeds deel het, ten volle vir ons geopenbaar sal word. Mag ons op hierdie pad, saam met u, as u verteenwoordigers in hierdie skepping optree, Here, op so 'n manier, dat u heerskappy en u liefde en u barmhartigheid sigbaar en beskikbaar sal wees vir elke mens wat ons lewenspad kruis. Seën ons as 'n gemeente, ook in ons ryke verskeidenheid van menswees. Bind ons aan mekaar deur u liefde ook in hierdie tyd, dat ons nie fisies by mekaar kan kom in die kerkgebou nie, maar mag die band van geloof en liefde in Jesus Christus ons Here ons aan u en aan mekaar verbind, totdat daar weer vir ons 'n geleentheid sal wees om saam u naam te verheerlik. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons eer u, ons loof u, ons aanbid u. Ons is u gemeente hier te saam. Hoor ons as ons sing, u ons loflied bring. Ons u vrygekooptes prys u naam. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die opgestane en lewende Here Jesus Christus, die alomteenwoordige liefde van God ons Vader, en die nuutskeppende krag van die Heilige Gees is by ons
en sal met ons wees totdat Jesus Christus weer kom. Amen. Broeders en susters, net 2 sake aan die einde van die erediens. Die besluit wat die uitvoerende kerkraad die afgelope week geneem het om nie met eredienste te hervat nie, was nie 'n maklike besluit nie, maar ons glo dis die regte besluit, broeders en susters, gesien in die lig van al die risiko's en onsekerhede wat daar nog is. Daar is gemeentes in die kerk wat eredienste hervat, maar ons het geoordeel dat dit vir die veiligheid van elkeen van u as ons lidmate vir wie ons lief is en omgee, die beste is om nog eers 'n paar dinge uit te sorteer in ons eie gebou en in ons eie voorbereiding, en dat ons eerder vorentoe 'n weldeurdagte en 'n verantwoordelike besluit sal neem hieroor. Ons weet, ons het almal die behoefte aan by mekaar kom. Maar broeders en susters, totdat dit veilig is en ons veiligheid seker is in dit wat ons vir onsself kon bewerk, wil ons nie daardie besluit neem nie. En ons hoop en ons glo dat u dit verstaan. Die tweede saak is net van my eie persoonlike kant af, baie dankie vir almal wat die afgelope tyd gedurende en na my operasie boodskappe gestuur het van bemoediging en omgee en gebid het, wil ek sê baie dankie. Het is wonderlik om die ondersteuning van 'n geloofsgemeenskap te beleef en te ervaar, soos wat ek dit die afgelope tyd kon beleef en ervaar. Dit gaan regtig met my goed, word elke dag sterker, kan elke dag 'n bietjie verder stap, maar met 'n immuunstelsel wat regtig baie swak is, het die dokter my aangeraai om kontak met ander mense te vermy nog op hierdie stadium, totdat my gestel sterker is, en baie dankie dat u dit ook so respekteer. Ek kan in die aard van die saak nie al die boodskappe antwoord nie, maar dit wat ek kan, doen ek graag. En ek wil vir elkeen van u sê baie dankie vir die ondersteuning vir my en vir Helene in hierdie tyd. Ons waardeer dit, en ons weet, net soos wat u vir ons ondersteun ons ook in die gemeente mekaar, want daar is ook ander mense met groter krisisse en groter nood as dit wat ons beleef en ervaar het. Mag ons ons hande en ons harte vir mekaar so oopmaak, dat God verheerlik word, ook in ons gemeenskap met mekaar. Mag jy 'n geseënde week beleef, en mag die genade van die Here by en met ons wees. Totsiens.